Welkom by die Ligpunt Kerk podcast. As Ligpunt Gemeente is dit ons begeerte om God te verheerlik deur disippels te wees wat disippels maak en 'n kerk te wees wat kerke plant. Geniet hierdie week se preek. Our reading this morning comes from Revelation chapters 8 and 9, and I'm reading from the ESV. Revelation chapter 8, reading from verse 1. When the Lamb opened the seventh seal, there was silence in heaven for about half an hour. Then I saw the seven angels who stand before God, and seven trumpets were given to them. And another angel came and stood at the altar with a golden censer, and he was given much incense to offer with the prayers of all the saints on the golden altar before the throne. And the smoke of the incense, with the prayers of the saints, rose before God from the hand of the angel. Then the angel took the censer and filled it with fire from the altar and threw it on the earth. And there were peals of thunder, rumblings, flashes of lightning, and an earthquake. Now the seven angels who had the seven trumpets prepared to blow them. The first angel blew his trumpet, and there followed hail and fire mixed with blood, and these were thrown upon the earth. And a third of the earth was burned up, and a third of the trees were burned up, and all the green grass was burned up. The second angel blew his trumpet, and something like a great mountain burning with fire was thrown into the sea, and a third of the sea became blood. A third of the living creatures in the sea died, and a third of the ships were destroyed. The third angel blew his trumpet, and a great star fell from heaven, blazing like a torch, and it fell on a third of the rivers and on the springs of water. The name of the star is Wormwood. A third of the waters became wormwood, and many people died from the water, because it had been made bitter. The fourth angel blew his trumpet, and a third of the sun was struck, a third of the moon, and a third of the stars, so that a third of their light might be darkened, and a third of the day might be kept from shining, and likewise a third of the night. Then I looked, and I heard an eagle crying with a loud voice as it flew directly overhead, "Woe, woe, woe to those who dwell on the earth, at the blasts of the other trumpets that the three angels are about to blow." And the fifth angel blew his trumpet, and I saw a star fallen from heaven to earth, and he was given the key to the shaft of the bottomless pit. He opened the shaft of the bottomless pit, and from the shaft rose smoke, like the smoke of a great furnace, and the sun and the air were darkened with the smoke from the shaft. Then from the smoke came locusts on the earth, and they were given power like the power of scorpions of the earth. They were told not to harm the grass of the earth, or any green plant, or any tree, but only those people who do not have the seal of God on their foreheads. They were allowed to torment them for 5 months, but not to kill them, and their torment was like the torment of a scorpion when it stings someone. And in those days, people will seek death and will not find it. They will long to die, but death will flee from them. In appearance, the locusts were like horses prepared for battle. On their heads were what looked like crowns of gold. Their faces were like human faces, their hair like women's hair, and their teeth like lions' teeth. They had breastplates like breastplates of iron, and the noise of their wings was like the noise of many chariots with horses rushing into battle. They have tails and stings like scorpions, and their power to hurt people for 5 months is in their tails. They have as king over them the angel of the bottomless pit. His name in Hebrew is Abaddon, and in Greek he is called Apollyon. The first woe has passed. Behold, 2 woes are still to come. Then the sixth angel blew his trumpet, and I heard a voice from the 4 horns of the golden altar before God, saying to the sixth angel who had the trumpet, "Release the 4 angels who are bound at the great river Euphrates." So the 4 angels who had been prepared for the hour, the day, the month, and the year were released to kill a third of mankind. The number of mounted troops was twice 10,000 times 10,000. I heard their number. And this is how I saw the horses in my vision and those who rode them. They wore breastplates the color of fire and of sapphire and of sulfur,
And the heads of the horses were like lions' heads, and fire and smoke and sulfur came out of their mouths. By these 3 plagues, a third of mankind was killed, by the fire and smoke and sulfur coming out of their mouths. For the power of the horses is in their mouths and in their tails. For their tails are like serpents with heads, and by means of them they wound. The rest of mankind, who were not killed by these plagues, did not repent of the works of their hands, nor give up worshipping demons and idols of gold and silver and bronze and stone and wood, which cannot see or hear or walk. Nor did they repent of their murders, or their sorceries, or their sexual immorality, or their thefts. Goeiemôre Ligpunt. Dit is goed om by julle te kan wees. Minder goed om hierdie spesifieke teks aan julle te probeer sin maak daarvan aan julle. My naam is Johan van Aswegen. Ek is personeellid by Ligpunt. En dit is nog steeds en bly 'n voorreg om God se woord te kan preek, selfs moeiliker tekste soos Openbaring 8 en 9. Voor ek begin en bid, want ons moet bid voor vanoggend, wil ek vinnig net noem, ons het gesê in September gaan ons die verbintenisse saam as kerk teken. En ons het al die verbintenisse uitgestuur via WhatsApp. As jy dit nog nie ontvang het nie, is daar 'n kans dat jou WhatsApp net 'n update moet kry. So jy moet net die nuutste weergawe van WhatsApp moet kry, dan behoort die verbintenis deur te kom. Indien dit nie werk nie, asseblief kontak vir Natasha. Dis baie belangrik vir ons dat ons daai verbintenis teken en saam staan as kerk in daai dinge wat ons glo en in die tipe lewe wat ons wil lewe hier by ons kerk. En so ek wil dit maar net noem per inleiding net vinnig. Kom ons bid, ons moet bid dat die Here ons moet help. Kom bid saam met my vir God se woord vanoggend. Dankie almagtige God en Papa Vader vir die woord. Dit is ryk, dit is kragtig en dit is eindeloos diep en dit is vir ons. Kom en help ons om te verstaan wat U vir ons wil sê. Vader, ons baie dinge wat ons net nie kan verstaan nie. En dit is so want U is God en U weet beter as wat ons doen. En U sien dinge wat ons nie sien nie. Maar dit wat ons kan verstaan, kom en maak dit duidelik aan ons. Tot eer van U naam en tot die uitbou van die koninkryk hier op aarde. Ons bid dit in Jesus naam alleen. Amen. Ek gaan vanoggend afskop met 'n baie eenvoudige vraag en inleiding. En dis die algemene vraag. Wat sal 'n ouer nie doen vir sy kind nie? Meer spesifiek, as iemand jou kind dreig of selfs jou kind seermaak, wat sal 'n pa nie doen om sy kinders te beskerm nie? Ek het onlangs 'n pa geword. Al voel dit soos 4 jaar. Dit is nou maar net 4,5 maande. Wat ek nie deur die aand mag slaap nie. For shame, eintlik my vrou. Julle weet al. My vrou is amazing. Maar saam met die min slaap het klein Joshua ons harte gesteel. Daar is 'n liefde in my wat ek nie geweet het kan bestaan in my hart nie. En elke dag, vir een of ander rede, ek verstaan dit nie, dit word net meer. En hierdie liefde het my opnuut 'n werklike waardering gegee vir die feit dat God in sy woord homself Pa noem. Hy noem homself Pa. En hy noem ons sy kinders. Hy noem homself Pa en hy noem ons kinders en hy gee vir ons daai selfde liefde vir ons eie kinders, want die Here wil hê ons moet verstaan. Dis sy liefde vir ons. Dis 'n spesifieke liefde. Dis nie romantiese liefde nie, dis nie vriendskaplike liefde nie, dis ouer liefde. En belangrik vanoggend, die beskermende ouer liefde van God is wat ons vanoggend gaan leer, is 'n beskermende liefde van oordeel teenoor almal wat God se kinders teenstaan. Dis Openbaring 8 en 9. Dis die groot prentjie van Openbaring 9.
die beskermende ouer liefde van God, is 'n liefde wat gaan oordeel bring oor almal wat sy kinders weerstaan, onderdruk en seermaak. Dis Openbaring 8:9. Vanoggend kyk ons na die tweede siklus van 7, okay? Dit was eers die 7 seels, en nou kyk ons na die 7 trompette, of ten minste ons gaan kyk na die eerste 6 van die 7 trompette. Die 7de trompet kom later. Vinnig wil ek net recap per inleiding. Ek wil vinnig net weer praat oor hoe moet ons Openbaring lees, want dit is belangrik vir vandag. Vinnig, en ek wil ook recap, waar is ons in die boek? So net per inleiding nog verder, onthou net asseblief weer, Openbaring is 'n baie spesifieke literatuur, wat nie is soos die ander briewe in die Nuwe Testament nie. Dit is apokaliptiese literatuur. Dit is 'n unieke styl van skryf, wat nie lineair of logies of duidelike argumente is soos wat jy in 'n lesing op universiteit sal hoor nie. Dis nie dit nie. Dis ingevleg in mekaar, dis bietjie chaoties en dis prentjies op prentjies op prentjies. En dit is so, dis doelbewus so. Hierdie unieke styl van skryf is beelde. En beelde is tricky. Beelde maak die lewe moeilik vir ons, want ons kan beelde maak wat ons wil daarmee. As ons sê, dit reën katte en honde, bedoel ons so sekerlik nie, dit reën letterlik katte en honde nie. Ons bedoel ook nie, die reën klink soos miaus en blaffe nie. Okay, maar al die goeders maak dalk sin vir ons. Nee, ons bedoel bloot net, dit reën baie hard. Sien julle die kompleksiteit van beelde? Ons kan baie ver gaan met sekere beelde. En nou die punt wat ek probeer maak is, hoe beheer ons, hoe ver ons sekere beelde in Openbaring mag vat of nie? Hoe beheer ons dit? Die antwoord is die Ou Testament. Die Ou Testament is ons safety belt wat ons help om in 'n veilige mate beelde te kan interpreteer. Ek is stom geslaan deur hierdie. Ek weet nie of julle weet nie. Daar is 404 verse in Openbaring, van Openbaring 1 tot 22. 404 verse. Daar is meer as 500 direkte of indirekte verwysings na die Ou Testament toe binne in daai 400 verse. Dit beteken daar's amper 2 Ou Testament amper meer as 2 Ou Testament verwysings in elke vers van Openbaring. Dis skokkend. As jy Johannes geprik het met 'n speld, het die Ou Testament uit hom uitgevloei. Hy's vol Ou Testament, dit was sy Bybel. En dit was sy raamwerk vir hierdie beelde. En so ek wil dit sterk stel. Sonder die Ou Testament sal ons baie sukkel om te verstaan wat in Openbaring aangaan. En so ons gaan moed staat maak op die Ou Testament. Nou, dis goed is wat ons moet onthou, spesifiek vir vanoggend. Daar gaan baie dinge wees wat ons net nie kan verstaan nie. Daar gaan baie dinge wees waar mense mag en kan spekuleer, maar dit bly spekulasie. Maar ons kan die groot prentjie verstaan en dit kan 'n kragtige boodskap wees vir ons. En dit gaan die fokus wees vandag. Nie detail nie, want ons kan nie vasgevang word in 30 minute in spekulasie nie, maar ons kan die groot prentjie identifiseer, ons kan probeer en ons kan sien dat dit tog steeds 'n kragtige boodskap is vir ons vanoggend. Waar is ons in die boek? So nog steeds per inleiding, net vinnig. Onthou net, Johannes en die Christene van sy tyd ervaar vreeslike vervolging. Johannes self is verlate, gelos alleen op 'n eiland om daar dood te gaan. Dis daar op die eiland wat hy in gebed in die gees opgeneem word en hierdie hemelse visioene ontvang. Ek gaan nie alles recap nie, maar soos elke ligpuntjie vir jou sal sê, die antwoord is altyd Jesus. Okay? Dit is die beste opsomming. Die antwoord is Jesus. Hy is op die troon. Hy hou in sy hand vas die boekrol wat die wêreld se geskiedenis verteenwoordig. Hy hou dit vas. Hy het die gesag en hy het alles onder beheer. Hy het reeds die 6 seels oopgemaak, die lam het die 6 seels oopgebreek. En vanoggend is baie interessant, want waar is ons in die boek? Vanoggend is ons binne in die 7de seel, en soos wat die lam die 7de seel oopbreek, begin 'n nuwe reeks 7. Binne in die 7de seel is daar nog 'n 7, en dis die 7 trompette.
Kyk gou saam met my op julle blaadjies 8 vers 1 en 2. When the Lamb opened the seventh seal, there was silence in heaven for about half an hour. Then I saw 7 angels who stand before God with 7 trumpets. Maar ons is binne die 7de seël. Die Lam hou nog steeds die geskiedenis van die wêreld af. En dan gaan daar later in die boek 7 bakke kom. 7, 7, 7. 7 seels, 7 trompette, 7 bakke. Wat gaan hier aan? Waar is ons in die boek? Hoe is hierdie goeders binne mekaar en hoe speel hierdie uit? As julle onthou, 2 weke terug het Poen vir ons verduidelik, Openbaring speel nie lineêr uit nie. Dus ons moet nie dink in terme van 'n tydlyn van dan gebeur B en dan gebeur C nie. Dis nie behulpsaam nie. Hierdie tweede stel van 7 is nie 'n lineêre beweging vorentoe in die boek nie. Daar is iets wat opbou, dit bou op verseker. Maar dit is nie 'n lineêre stap vorentoe in tyd nie. Ons moet eerder dink aan 'n siklus wat uitspeel in Openbaring, 'n spiraal. Ons gaan nou weer omgaan. Ons is nou net een keer om. 7 is nou net verby. Nou gaan ons weer terug en ons doen dit weer. Ons gaan weer omgaan in die spiraal. Die tweede 7 begin weer oor en praat met ons oor dieselfde tydperk as die eerste 7. Onthou, dis soos badwater wat uitgetap word. En soos wat die water uitgehaal word, vorm daar 'n spiraal en soos wat die water afgaan. Hierdie spiraal gaan homself herhaal. Ons gaan weer dieselfde tydperk kyk wat ons nou net na gekyk het. Maar tog is daar minder water in die bad, nee, dit bou op. Die einde hier word in sterker terme gestel. 1/4 word 1/3. Okay, dis sterker, alles is erger. Ons beweeg na die finale dag toe, maar ons praat nog steeds oor dieselfde tydperk. Die tydperk waaroor ons praat, waar is ons in die boek? Dis alles tussen Jesus se eerste koms en sy tweede koms. Dieselfde boodskap wat aan Johannes gegee is wat wag vir Jesus, is dieselfde boodskap wat ons ontvang van die tyd waarin ons lewe. Ons almal wag vir Jesus. Wat kan ons verwag soos wat ons wag vir Jesus in hierdie laaste dae? Dis 'n lang tydperk van laaste dae vir ons. Maar een dag is soos 1000 jaar vir die Here en 1000 jaar is soos 'n dag. Dit voel lank vir ons, maar hierdie tydperk, dis die laaste dae. Dis die laaste dae. Die vraag is dan, as ons nou weer omgaan, wat 'n unieke perspektief wil die Here ons gee oor hierdie tydperk waar ons wag oor die laaste dae? Want ons het 'n unieke perspektief gekry met die eerste 7. Nou gaan ons weer daai selfde storie oorvertel, maar daar kom nou unieke perspektiewe by. Daar's iets anders wat die Here wil beklemtoon. En ek wil dit net sê, dit beteken nie hierdie is exhaustive nie. Hierdie is nie alomvattend van alles wat in die wêreld aangaan of al gebeur het nie. Hierdie is een storie wat unieke punte wil uitlig van wat ons kan verwag. Daar's baie wat hier nie gesê word nie. Daar's baie vrae wat ons mag hê wat nie gaan beantwoord word nie. Dis okay. Hier wil die Here 'n spesifieke boodskap aan ons oordra en hy wil vir ons 'n spesifieke perspektief gee oor die laaste dae. Okay. Nou kan ons begin. Okay, die teks vloei redelik eenvoudig. 8 vers 1 tot 5, die gebede van God se kinders. En dan, vanaf 8 vers 6 tot die einde toe, daar sien ons die 6 trompette as God se antwoord op die gebede. Dis die struktuur, dis hoe ons gaan kyk na die teks. Eers 8 vers 1 tot 5, die gebede van God se kinders, en dan die 6 trompette as God se antwoord op daai gebede. Dis die res van die teks. Kom ons spring in ons eerste punt in, die gebed van God se kinders. Eerste 5 verse daar op julle blaadjies. Dieselfde visioen wat begin was met die 6 seël skop af. Ons is binne die 7de seël en dit skop af en daar is stilte. ‘n half uur se stilte. Stilte is kragtig. Dit was 30 sekondes, dalk nie eens nie, en daar was 'n half uur se stilte in die hemel. Soos wat stilte hier afwagting skep die stilte hier in die hemele verskriklike afwagting, soos wat ons weer om die siklus gaan, weer gaan hoor wat ons moet verwag in wêreldgeskiedenis.
afwagting. Die stilte gaan gebreek word deur twee dinge. Die gebede van God se kinders, the prayers of the saints rose up before God, vers 4. En dan tweedens, God se antwoord op daai gebede, wat die klipharde blaas van 7 trompette gaan wees. Eers word die stilte gebreek deur die gebede van God se kinders, wat opstyg soos plesierige wierook in die Here se teenwoordigheid. Dis 'n kragtige prentjie, baie kragtige prentjie. In 'n wêreld waar niemand omgee oor die getroue, stil gebede van God se kinders nie. In 'n wêreld en in 'n tydperk waar vervolgde Christene geen wapens het nie, geen sê het nie, geen mag het nie, buiten gebed. In 'n tyd waar soveel van ons voel gebed het nie meer krag nie. Ons bid teen al die injustice van ons wêreld, al die seer, al die armoede, al die ma's wat sit met kinders op die pad. Ons bid teen sonde, seer, korrupsie. Ons bid vir die seer en die onderdrukking wat ons ervaar. Ons, bedoelende Johannes en elke Christen wat wag vir God bid, waar is God nou? En soos ons bid en pleit, voel dit net asof dinge erger word. In breek, in dit in, nê, breek Johannes die hemele oop. En hy sê, vir Christene, al is dit julle ervaring, kyk net gou na die hemelse perspektief. Kyk net gou na wat aangaan in die hemele. In die hemele is daar absoluut stilte vir die gebede van God se kinders. Niemand praat nie, niemand onderbreek nie, niemand meng in nie, daar is stilte, want God hoor sy kinders. Die hemelse skare, die ontelbare engele, die 24 ouderlinge, die 4 asemrowende wesens, almal is in stilte vir die gebede van God se kinders. As dit alleen ons nie stom slaan nie, die wêreld gee nie om nie, maar die hemele staan stil vir ons gebede. As dit alleen nie ons stom slaan nie, is daar nog. Nie net hoor God elke gebed nie, en ons stilte vir ons gebede, nie net dit nie. Daai gebede beweeg God tot aksie. Die beeld gaan dan verder, die engel vat hierdie gebede van God se mense, hy maak dit bymekaar, en nadat hy hierdie sensor, hierdie bak gevul het met hierdie wierook van God gebede, vat hy dit, hy sit vuur binne dit, en hy vat daai gebede, en hy gooi dit op die aarde. En daai slag, soos wat die gebede van die God se mense, wat opgegaan het, en nou weer terugkom, die aarde tref, op daai oomblik, begin die 6 trompette afgaan. Begin die 6 trompette afgaan. Dit is baie kragtige prentjie. Ons gebede dra direk by tot die komende koninkryk en oordeel van God. Dit is 'n baie kragtige prentjie. Ek wil vir julle gou 'n quote lees van Eugene Peterson se boek. Hy het 'n boek op Openbaring, Reversed Thunder, baie goeie boek. En hy sê die volgende. Lees saam met my. The censer, filled with fire and prayers, plummeted through the air and landed on earth. On impact, there were peals of thunder, voices, flashes of lightning, and an earthquake. The prayers, which had ascended unremarked by journalists, presidents, or big tech companies of the day, returned with immense force. The vision convinces the Christian of the potency of prayer. Prayer is access to an environment in which God is the pivotal center of action. All other persons, events, or circumstances are third parties. Ligpunt, die plek van gebed in die hemele is kragtig. So kragtig, ek voel skaam, as ek eerlik moet wees, oor hoe ek gebed al min geag het in my lewe.
Ek voel ek wil jammer sê vir hoe klein ek gebed gemaak het in my lewe wanneer ek hierdie visioen sien van wat gebed regtig is. Natuurlik weet ons almal gebed is belangrik, maar as ons eerlik moet wees, hierdie maak ons oë oop. Dis nie net belangrik nie, dit is krities. Dit is krities. Ek het al so baie gehoor, mense sê, en ek self tot 'n mate, gebed is vir jou eie hart. Gebed moet bemoedig jou. Ek verstaan wat mense sê daarbey, maar wat ek hierso sien is veel sterker. Gebed bemoedig my nie net nie, en ons moet nie met dit bedoel, dat ons gebede eintlik nie regtig iets doen nie, maar dit help ons. Ons moet nie dit bedoel nie, want dis nie wat ons hier sien nie. Ons gebed het nie eintlik 'n effek nie, maar dis goed vir ons harte. Nee, gebed beweeg God se hart tot aksie in ons wêreld. Ek het al gedink gebedsamekomste is dis soos 'n aand af. Ek het al gedink Bybelstudie, ja. Familievergaderings, ja, ensovoorts. Ja, alles het 'n plek. Maar gebedsamekoms, ek is so moeg. Dis vat 'n aand af. Nou sien ek hier dit 'n gebedsamekoms waar die kerk saamkom om te pleit vir 'n land of 'n stad of 'n saak. Dit is 'n geleentheid vir ons om letterlik die geskiedenis van ons wêreld, ons stad en ons land te swaai. Want dis wat die 7 trompette gaan doen. Dit is God se hande wat ingryp in ons wêreld. Dis die krag van gebed. God luister, en ek bedoel dit regtig, hy luister vir sy kinders. Vir ons wat voel ons bid teen die dak vas, asseblief. Wanneer jy weer moet bid, maak jou oë toe en kry net weer hierdie visioen van Johannes. Sien hoe die hele hemel stil staan vir jou gebed. Vir ons wat dink gebed is nie belangrik nie of dit het geen krag nie. Sien saam met my die kragtige effek wat gebed nou gaan hê, soos wat ons na die volgende punt toe gaan. Want die 7 trompette kom soos wat die gebede van die aarde neergegooi word. Of soos wat die gebede van ons neergegooi word op die aarde. So kom ons kyk na die 6 trompette. Ons gaan 'n bietjie meer tyd hier spandeer. 6 trompette as God se antwoord op die gebede van sy kinders. Die 6 trompette word geblaas een na die ander een, en die 7de een gaan eers later kom. Elke keer wat 'n engel 'n sirene blaas van 'n trompet, is dit 'n waarskuwing van die ergste wat nog kom. Hierdie is nie oordeelsdag nie. Okay? Die finale oordeelsdag gaan veel erger wees en hy kom nog, maar elke trompet is 'n sirene wat sê daar kom iets. Daar kom iets erger. En soos wat elke trompet afgeblaas word, is daar 'n beskrywing van 'n plaag. Nou dit is belangrik, want sodra ons dit sien en ons gaan terug na Exodus toe, sodra ons die Ou Testament gebruik om hierdie ingewikkelde stuk te interpreteer, dan dis asof alles net in plek val. Dit maak regtig 'n groot verskil. Exodus is die belangrike kritiese agtergrond vir Openbaring 8 en 9. Kan jy my volg my net gou vir 'n oomblik. Hou julle blaadjies byderhand. Ons gaan 'n bietjie Ou Testament Openbaring vergelyking doen vir 'n oomblik. Kyk gou saam met my. Eerstens, God se mense in Exodus 2:23 roep uit: Here, kom red ons. Hulle roep uit. En die Here sê, ek sien en ek hoor julle en ek kom. Dis Exodus 2. En dan kom Moses. En dan kom die 10 plaae. Die letterlike woord pla word gebruik in 9:18 en 9:20. As julle kyk daar. Kyk net nou hoe sterk is die parallelle wanneer ons na die trompette kyk. In Egipte bring die Here haal neer op die Egiptenare. Hier in die eerste trompet is dit haal, vuur gemeng met bloed. Die punt is, dis natuurlike rampe wat dood gaan veroorsaak. Okay? Dis duidelike parallel, haal, maar hierdie keer is dit haal met vuur. In Egipte word die Nyl se waters in bloed verander. In die tweede trompet word daar 'n berg in die see gegooi en 1/3 van die see word bloed. En dit bring verwoesting oor die skepe en die see lewe. Dit beteken baie dinge, maar verseker kommersiële rampe.
Dit gaan die invoer en uitvoer breek. Okay, dit gaan die kommoditeite van die wêreld weer eens onder ontsettende druk sit. Bloed. In Egipte word die riviere en die kanale oorstroom met paddas. En ons kan net dink wat dit moes gedoen het aan drinkwater. Nee, en hier, in die derde trompet, val daar 'n bitter ster op die kanale en die riviere, dieselfde beskrywing, en maak die water nie net ondrinkbaar nie, dit vergiftig mense. Weereens, 'n prentjie van kommoditeite wat minder raak en lyding bring. In Egipte word die land oorval met donkerte. In die vierde trompet word alle ligte in die hemelruim, al hulle lig word gesny met 'n derde. Okay, dis prentjietaal. Laasweek was dit 'n vierde, hierdie keer is dit 'n derde. Dis nie letterlik 'n derde nie, dit is bad. Donkerte kom oor die land, dit affekteer die natuurlike omgewing waarin ons lewe. Dis duidelik dat wanneer ons by die 5de en 6de trompette kom, dat dinge baie erger raak. Okay, wow, nie wow stop nie, soos 'n wow, soos bad. Okay. 8 vers 13, wow. Soos in Egipte, gaan daar nou in die 5de trompet die vreeslikste sprinkane kom, okay? In Egipte was dit letterlik 'n sprinkane, okay, daar was 'n sprinkaan, jy kon hom vat en hom hou en dit was 'n gogga. En hulle die bevel wat aan hulle gegee word is, hulle gaan elke boom wat in jou land groei eet. Eksodus 10 vers 5. Maar in die 5de trompet is hierdie sprinkane 'n verskriklike ding wat vanuit die abyss kom. Daar's 'n ster wat uit die hemel uitgeval het, wat mense sê heel moontlik Satan is, en hy lok hierdie verskriklike mengelmoes van aaklige dinge wat pyn veroorsaak, en hy bring hulle uit die abyss uit en gooi hulle oor die ongelowiges van die wêreld. En hulle bevel is anders. Dis amper 'n direkte kontras, maar 'n link. Hulle moet nie die bome eet nie. Hulle word gesê, moenie die bome eet nie. Kyk na 9 vers 4. They were told not to harm the grass of the earth, or any green plant, or any tree, but only those who do not have the seal of God on their foreheads. Laasweek, die seël van God is God se kinders, ware gelowiges. Hierdie sprinkane gaan kom oor die ongelowiges van die wêreld. As tot tyd is, sal ek terugkom na die sprinkane toe, en as tot nie tyd is nie, kan jy my kom vra daaroor. Kan ons 'n lekker gesprek hê. Maar ek het nie my tande geborsel nie. Aspirus nie. Sodat ons nie te lank hoef te praat oor die komplekse sprinkane nie. Okay. Dan kom die 6de trompet. Hierdie ene is 'n direkte parallel weer eens met, dis nie 'n direkte parallel met Exodus nie. Party mense beweer die dood wat oor al die eerste geborenes gekom het in Egipte is dalk 'n link, maar daar's nie 'n direkte parallel wat ons kan sien nie, maar ek dink teen die tyd die punt is gemaak. Hier laat die Here in die 6de trompet die vreeslikste oorlogvoerende mag, kyk 2 keer 10.000 mal 10.000, ontelbaar, okay, dis ontelbare oorlogvoerende mag, wat oor die wêreld gaan kom en hulle gaan dood bring. 'n derde van die aarde gaan doodgemaak word, weer eens, prentjietaal, nie letterlik nie. Maar die oorloë gaan die norm van die dag wees, en daar gaan baie dood wees, soos daar altyd is in oorloë. Dis 'n vinnige beskrywing van Exodus, Openbaring, en van wat ons sien uitspeel in Jesus se eerste en tweede koms. Ek dink as ons bietjie geskok is, dink ek dit is die punt. Ek dink ons slaap, ek dink ons raak gemaklik, en ek dink ons maak hierdie aarde hemel. En ek dink Openbaring wil ons op 'n baie mooi en sagte manier wakker ruk en 'n klap in die gesig gee. Dis die punt. Hierdie aarde is besig en gaan aanhou vergaan op die verskriklikste maniere moontlik. Alles waarin jy jou hoop wil sit, wat nie Jesus is nie, gaan jou in die steek laat en gaan vergaan. Wat maak ons verder met hierdie beelde, Johan?
Dit skok my, ek hoor jou, wat maak ek met hierdie? Hier is die groot punt en my beste probeerslag om hierdie teks ten minste die groot teks aan ons duidelik te maak. 'n wêreld vol pyn, seer en lyding, 'n wêreld vol natuurrampe en oorloë en letterlik sprinkane wat lyding veroorsaak. 'n wêreld vol sonde. Die Here sê, hierdie goeders is alles waarskuwings van 'n finale dag van oordeel wat kom, maar meer as dit. Die Here sê in Openbaring 8:9, hierdie goeders is 'n antwoord op julle gebede. Julle gebede bring die dag nader waar ek gaan terugkom. Julle gebede beweeg my tot aksie om in te tree in hierdie wêreld wat julle onderdruk. Die punt wat die 6 trompette probeer maak, is dat ons, soos Johannes, ons wag, soos die vroeë kerk, soos alle Christene tussen hierdie tyd, ons wag vir Jesus om terug te kom en ons bestaan, soos ons wag, gaan soos 'n Egiptiese bestaan wees. Een waar, soos die Egipte, die Jode vervolg het en al hulle kinders probeer doodmaak het. Soos die Egiptenare slawerny afgedwing het op die Israeliete en hulle die aakligste maniere hanteer het. Dit is die soortgelyke bestaan van die laaste dae vir gelowiges. Ons gaan in 'n wêreld lewe, 'n Egiptiese wêreld lewe, waar ons onder onderdrukking gaan wees van 'n anti-Jesus agenda en 'n anti-kind van God agenda. Ons ervaar dit vandag, meer as 5 jaar terug, verseker. Dit is nou, maar verseker in alle eeue ervaar vervolgde Christene die onderdrukking van die spreekwoordelike Egiptenare op die vreeslikste maniere. Die versoeking wat ons in hierdie geonderdrukte Egiptiese bestaan beleef, die versoeking wat ons dag in en dag uit moet mee lewe, is altyd 'n keuse. Dis 'n keuse wat elke Christen gaan mee moet sit. En dis 'n keuse tussen faithfulness of compromise. Dit hang oor ons in ons Egiptiese bestaan, in hierdie wêreld. Faithfulness of compromise. Elke dag hang dit oor ons. Dis swaar, dis moeilik. Gaan ek getrou die Jesuspad bly volg en die prys wat dit my kos? Of gaan ek ingee en die kortsigtige plesiere van Egipte geniet nou? Gaan ek uitstaan in gehoorsaamheid en sukkel in 'n wêreld wat nie saamstem met my nie? Of gaan ek deel word van Egipte en aanvaar word? Die prentjie hier is doom en gloom, maar ons moet dit nie mis nie. Die Egiptiese lewe is 'n aanloklike lewe. En voor die wêreld jou gaan onderdruk, en voor Satan jou gaan onderdruk, en in jou in sy plek probeer sit, gaan hy jou eers met sweeties weglok van Jesus af. Hy gaan jou eers weglok met die kortsigtige plesiere van Egipte. Hierdie is deel van die onderdrukking wat Christene beleef in die laaste dae. Dit is deel van hierdie Egiptiese bestaan, is hierdie onderdrukking, hierdie konstante versoeking. Compromise. Daar's 'n konstante invloed van die wêreld om verkeerde dinge as reg te ag en regte dinge as verkeerd te ag. Draai die skepping om. Draai alles wat God bestem het moet so werk, draai dit om. Gooi dit op sy kop. Rebel teen God met alles wat jy doen in hierdie wêreld. Sonde word by ons kele afgedruk en genormaliseer in elke TV-show, advertensie of gesprek wat ons mag hê. Dit is onderdrukking, dit is 'n moeilike bestaan. Dit voel so slawerny as jy dit regtig die prentjie wil deurvat na Exodus toe. Die heiligheid van God en hoe hy bestem het ons moet lewe, word as malligheid geag. En ons kan nie rus nie regtig nie. Ons kan nie ons oë van die bal afhaal nie, want as ons vir een oomblik slaap, dan kom die wêreld vir ons en ons sonde kom vir ons.
Dis 'n verskriklike bestaan, dis 'n Egiptiese tipe prentjie wat Openbaring vir ons as gelowiges probeer skets. Hierdie is onderdrukking, maar ek wil net gou weer die punt maak. Hierdie boodskap word nog duideliker as ons dink aan vervolgde Christene, soos wat Johannes fisies vervolg was. Hier waar daar fisiese vervolging is en ons tipe vervolging en in die desperaatheid, dis hier waar God se kinders hulle diepste sorge begin bid. Here, waar is jy? Ek kan nie meer nie. Dis te moeilik. Here, sien jy die onregverdigheid? Here, sien jy die injustice? Here, sien jy hoe die ryk net ryker word en die arm word net armer? Sien julle, dis hier in daai tipe gebede wat die hemel stil raak en ons gebede word gehoor. Hierdie is die gebede wat gehoor word. Here, ek is moeg om te beklei, so gaar die Here in daai stilte ons gebede op. Here, lei my nie in die versoeking nie, want almal by die werk is besig om hulle trouringe af te haal in die besigheidstrip wat kom. Here, beskerm my kinders teen die wêreldse invloed wat die skole op hulle afdwing. Ek kan nog baie voorbeelde noem. Dis hierdie tipe gebede wat die gebede is wat opgegaar word in die hemel. En dit is dan waar Openbaring 8 en 9 so kragtig met ons praat. In ekstreme gevalle bid mense soos wat hulle kerke afgebrand word, soos wat hulle op pale gesit word en gebrand word in sekere dele van ons land, nie ons wêreld, nie ons land nie, hopelik nie. Christene wat daar pleit, dink hoe roep hulle uit in daai oomblik vir die Here. Dis hier weer eens waar die 6 trompette kragtig met ons praat. Want in daai pleit van hierdie onderdrukking, hierdie swaar kry, breek Johannes met die 6 trompette, hy breek die hemele oop en hy sê vir ons, God hoor julle. God hoor julle frustrasie, julle seer en julle gebrokenheid. Hy hoor julle, die hemel is stil, sodat elke gebed kan ontvang word. Maar nie net hoor hy nie, hy tree in. En sy oordeel nou, die natuurrampe, die verskillende maniere wat ons net deurgaan het, daai is God se oordeel nou, oor 'n mense wat sy kinders onderdruk. En dis iets wat ek wil graag net uitwys, dat baie van hierdie oordeelstaal, veral in die 5de en die 6de trompet wat die moeilikste is, al hierdie oordeelstaal is die Here, hy bly in beheer, maar as jy mooi lees, sien jy, die Here laat toe, gee oor, maak oop, laat los, dis die taal. Hy bly in beheer, maar baie van hierdie boosheid wat die Here die wêreld aan oorgee, is boosheid wat klaar woon in die sonde van die mens se hart. Dis goed as wat hulle self wil kies, die Here hou hulle net terug, dat hulle dit nou moet kies nie, want hy is in beheer, maar hulle wil dit hê, en die Here gee hulle net oor aan hulle self. Hoe nader aan ons aan die einde kom, sien die Here die onderdrukking van sy kinders, en hy sien die vyande van sy kinders, en hy sê, okay, ek gee julle oor. Soek julle sonde, hier is sonde en die nagevolge daarvan. Soek julle my nie in die wêreld nie, ek staan 'n tree terug, dan gaan die wêreld meer en meer agteruit, en dit is verskriklik. Dit is verskriklik. Net om weer al die touwtjies by my saam te trek. Vir ons mag hierdie oordeelstaal bietjie hard wees, maar net om die punt weer te maak. As jy net vir 'n oomblik dink aan wat God se kinders deurgaan in Noord-Korea en in China. Daar's stories van families, gelowige families, wat as hulle nie Jesus ontken nie, ry hulle oor hulle met karre en trektors en bulldozers. Ek het vroeër gepraat van hoe moet ons voel oor ons eie kinders as iemand ons kinders dreig? Hoe moet ons voel? Wat is die woede wat ons moet voel vir onregverdige seer wat teen ons kinders moet gedoen word? Wat sal ons voel? Wat is daai ervaring?
En dit begin tot 'n klein mate vir ons sin maak van die Here se woede teenoor 'n wêreld wat sy kinders onderdruk. Hy is lief vir sy kinders en hy is woedend vir hoe die wêreld teen ons en teen hom staan. En hy's 'n woedende pappa wat omgee vir sy kinders. En al hierdie trompette is waarskuwings van 'n erger oordeel wat kom. Dit breek die Here se hart dat soos wat ons getroue lewens probeer lewe, dat dit pyn en lyding moet veroorsaak want die wêreld haat hom so. Breek sy hart. Hierdie woede, hierdie oordeel, so moeilik soos wat is om te hoor, is die woede van 'n beskermende pa oor sy kinders, want hy gee om. En as ek daai man was in Noord-Korea, wat gesê het hoe my familie en vriende doodgeryg was, omdat hulle Christene was, dan sou ek baie bemoedigend vind uit hierdie uit. Baie meer as ons dalk wat bietjie meer gemaklik lewe. Want ons soek 'n sin van geregtigheid vir die boosheid wat plaasvind. Ons soek dit. Dit is reg dat ewel so gestraf word. Dit is reg. So moeilik soos wat dit is en so kragtig soos wat die woorde is reg. Maar dit is nie net woede nie. Dit is nie net oordeel nie. Dit is nie net toorn nie. Dit is hierdie is staan ek stom verslaan. Dat ek nie net in hierdie trompette, hierdie is waarskuwings, daar's genade hier ook, nê? Dis nie net woede, daar's genade. In die Exodus tekste, spesifiek met die pla, is die tipe pla wat gekies was spesifiek gekies om die afgode van die Egiptenaar te verneder. Dit is spesifiek gemaak sodat die Here die enigste gesien sal word as die enigste God bo alle gode. Ons lees in Openbaring 6 en 11, "The Egyptians shall know that I am the Lord when I stretch out my hand against Egypt and bring out the people from Israel from among them, to show my power so that my name may be proclaimed in all the earth, that you may know that I am the Lord." Dit is die Here se doel met die pla. Verneder die afgode wat dooie stukke klip is en hef homself op as die enigste lewende God. Daar's 'n parallel hier met die Here wat die omgewing waarin ons lewe afbreek. Hy breek ons afgode af. Die Here breek, soos wat die wêreld agteruitgaan, is die dinge waarin ons hoop sit besig om vinnig te vergaan. Vinnig te vergaan. En die hoop, die genade van hierdie is dat almal sal draai na die Here toe, soos wat hulle beleef dat die einde naby is. En dat die dinge waarin hulle hoop is, die afgode van ons dag en tyd, net so nutteloos, hulpeloos en magteloos is, soos die afgode van Egipte. Die Here wil hê dat die Egiptenare en dat almal moet bekeer. Kyk gou na vers 20 en 21, dis 'n bewys van wat ek nou net gesê het. Dat die Here se hele doel was bekering. The rest of mankind who were not killed by these plagues did not repent of the works of their hands, nor did they give up worshipping demons and idols of gold, silver, and bronze and stone and wood, which cannot see or walk or hear. Nor did they repent of their murders or their sorcery or their sexual immorality and their thefts. Dis weer 'n bewys dat die Here mense oorgee aan dit wat hulle klaar wil hê. En ons so baie wat ek hier kan sê, maar die punt was, hulle harte bly hard, want die Here het gehoop hulle bekeer. Daar's soveel genade in hierdie trompette wat waarsku. Dit is beide God se oordeel, maar ook sy redding en sy hoop tot redding. Maar mense se harte bly hard. Mense se harte bly hard. En dis so kragtige parallel, want dis wat met Farao se hart gebeur. Plaag na plaag na plaag. Farao het sy hart verhard teenoor God. Farao het sy hart verhard teenoor God. Ek wil tot 'n einde kom en so begin afsluit en net sê 'n paar dinge. Nommer 1, kan ons as kerk net weer bewus raak van die tydperk waarin ons lewe? Hierdie is nie die hemel nie. Ons moet nie hier gemaklik raak en dink, hierdie is geestelike oorlogvoeringstyd en dis 'n oorlog vir siele.
En daar is in die weste ten minste in ons wêreld is daar 'n baie meer subtle onderliggende aanval op ons. Compromise. Kan ons net weer wakker skrik tot daai realiteit. Tweedens wil ek noem hierdie oordeelstaal so hard soos wat dit is. Kan ons net onthou dat dit die lam is wat hierdie boekrol vashou? Hierdie is alles nog steeds, al hierdie wat ons nou gelees het, is deel van die seels wat die 7 trompette behels, wat dis in die hand van die geslagte lam. Daar was 'n dag, toe die Vader nie sy eie kind kon beskerm nie. Daar was 'n dag toe die Here nie Jesus kon beskerm nie. Want hulle het saam besluit uit hulle liefde uit vir ons, dat die sonde van die wêreld op Jesus gaan land. En dat op daai oomblik, soos wat ons sonde op die seun hang, soos wat hy hang daar op die kruis, toe moes God sy gesig wegdraai van sy seun af. En hom totaal en al verwerp en sy oordeel op hom neerstort. Want hy het ons sonde op homself geneem. Daar was 'n dag waar die Here moes gekyk het hoe sy kind oorgegee word aan die sonde van die wêreld. En ultimate onderdrukking beleef, nê? Die ergste vorm van vervolging beleef. Sodat hy ons vandag kan beskerm. Sodat hy vandag ons gebede hoor, regtig hoor. En intree op maniere wat nie altyd ons eers weet nie, maar hy tree in. Hy werk. Kan ons net onthou wie die boekrol vashou? Daar gaan 'n dag kom waar geregtigheid gaan geskied en ons, alhoekom ons God se oordeel vryspring, is omdat Jesus dit gedoen het vir ons. Ek wil vra dat ons nou op 'n spesifieke manier afsluit. Ek het gevra dat die band, kan die band nou opkom? Ek gaan nie afsluit in gebed nie. Ek het gevra dat die band 'n baie spesifieke liedjie speel. Dis my favorite liedjie. As ek kan, vra ek vir hom. Maar ek het gevra dat ons op 'n baie spesifieke manier afsluit met 'n liedjie wat eintlik 'n gebed is. En soos wat ons herinner word aan die krag van gebed, okay? Wil ek hê ons moet saam hierdie liedjie sing en saam as kerk weer bid. Want ons is opnuut herinner dat God werklik intree soos ons bid. Kan ons bid vir ons bure in hierdie lied? Dat hy harde harte sal verander, want hy kan. Kan ons bid vir ons stad en die nagevolge van mense wat oorgelaat word tot hulle sonde en die skade wat dit berokken vir almal? Kan ons bid vir ons land en die haat en die korrupsie wat seevier? En kan ons bid vir bekering en vir 'n wêreld wat swaar kry onder die oordeel van God, wat hulle probeer herinner dat hy kom. Kom ons staan saam en dan sing ons die laaste lied saam as 'n gebed. Vir meer inligting oor Ligpunt Kerk, besoek gerus ons webwerf op www.ligpunt.com of kontak ons gerus by info@ligpunt.com.